Goeiedag sê familie, julle is weer eens gegroet aan die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon. Die Here het ons deurgedra en die Here het ons beskerm. En ek en u is nog vandag aan die kant van die lewendes. En ek en u weet dat die Here sal ek en u nooit alleen laat nie. Ons as mens maak beloftes teenoor mekaar en ons stel mekaar te leer, maar die Here stel ek en u nooit te leer nie. Ek wil vandag lees uit die boeke van Exodus 14 uit, vanaf vers 13 en 14. Exodus 14 vanaf vers 13 sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing wat die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Ek wil praat oor die onderwerp, die Here sal vir ons stry. Die Bybel sê in die boeke van Exodus 14, Moses sê aan die volk, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing wat die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerkstellig. Ons moet verstaan dat die Bybel sê, Moses, se ma skenk geboorte aan Moses, en Moses word gebore in 'n tyd, wat die koning opdrag gee aan elke pasgebore seun, wat gebore word, moet doodgemaak word. Sodra daar 'n dogter gebore word, dan word die dogter in die lewe gehou. Maar sodra daar 'n seun gebore word, moet so 'n seun doodgemaak word. Dis die opdrag van 'n koning. Die Bybel sê dat Moses word gebore in daardie tyd, waar hulle die seuns moes doodmaak. Die Bybel sê, en Moses se moeder moes die seun weggesteek het, omdat die Here het 'n plan met Moses se lewe gehad. En God maak seker dat Moses se moeder vir Moses wegsteek. En die Bybel sê dat Moses sy moeder steek hom weg, maar sy moeder kon hom nie vir lank weggesteek het nie. Nou wat ironies is in die verhaal is, en elke tyd wanneer Moses sy moeder moet gaan, om neppies te gaan koop, of kimpies te gaan koop, of om baba klere te gaan koop, kan hier die moeder van Moses kon nie blou produkte koop wat vir 'n seentjie is nie. Sy moes alles pink koop en arme Moses moet groot gemaak word. Vir daai tyd wat sy ma hom weggesteek het, moet sy met die pink klere, van sodra iemand agterkom, sy koop blou sokkies of blou goedjies, weet hulle dat die moeder 'n seun het. Maar as gevolg van die moeder se hart om haar seun te beskerm, doen sy maar dit. En die Bybel sê dat sy kon nie langer haar seun wegsteek nie. Maar God se plan met Moses se lewe is, God maak seker dat Moses se ma gaan werk in die paleis van die koning Farao. Omdat die Here weet, die moeder moet kyk agter haar seun. En sy ma kry 'n werk in die paleis van Farao. En die Bybel sê, die ma vat 'n bissiesmandjie en sit haar seentjie in die mandjie. Geen wonder die Bybel sê, werp jou brood op die water en na vele jare sal dit sterker terugkom. En Moses se ma sit hom op die mandjie en hy vloei in die rivier. Hy vloei op die water in die rivier.
Nou ons moet verstaan dat die naam Moses het 'n betekenis. Die naam Moses praat van om uit die water uit te haal. So Moses se naam is om uit te haal, om uit die water uit te haal. En God maak seker daai spesifieke oggend, wanneer toe die ma van Moses in die bisim mandjie sit en laat gaan op die water, maak die Here seker dat die vyand se dogter, Farao, besluit toe daai oggend sy gaan net so loop langs die Nylrivier. Sy doen dit nie gewoonlik nie, maar as die plan van die Here maak, laat sy besluit om daardie dag tussen die Nylrivier te beweeg. En toe sy beweeg tussen die Nylrivier deur, hoor sy dat daar iemand is wat huil. En sy gehoor die geskree van 'n baba. En sy gee opdrag aan Moses se moeder om die seentjie uit die water uit te haal. En toe sy die seentjie sien, toe kry sy 'n liefde vir die seun. En sy gee opdrag aan Moses se ma om die seentjie te versorg en om die seentjie groot te maak. Moses raak groot in Egipte, want die Here wil hê Moses moet sien wat in Egipte gebeur. God sit vir Moses in Egipte, van die Here wil hê hy moet die volk uit Egipte uit gaan lei. Somtyds vat die Here ek en u deur omstandighede in ons lewe om ons te gaan leer en te gaan sien wat in Egipte gebeur. Farao het alles in sy lewe gehad en die einste moeder van Moses wat hom uit die water uithaal, versorg haar eie seentjie. En Farao se dogter was so lief vir Moses en hy word uit die water uit gaan haal. Van die naam Moses praat van om uitgehaal te word. En sy moeder versorg hom. En die Bybel sê, terwyl Moses groter raak, besef hy, maar hy is nie 'n Egiptenaar nie. Hy is 'n Israeliet. En hy het 'n liefde ontwikkel vir die kinders van die Here, en Moses kom agter, maar Farao is nie 'n bidder nie. Hy doen nie dinge volgens skrif nie. En Moses raak groot met Farao se kinders. En die Bybel sê dat Moses, die Here praat met Moses en die Here roep vir Moses. Volgens die boeke van Exodus 3 het die Here vir Moses geroep uit 'n brandende bos uit, en Moses het die bos verkyk. En Moses het gewonder, hoekom brand die bos nie uit nie? En terwyl Moses nader gaan, sê die Bybel dat Moses strek uit jou skoene, van die grond waarop jy staan is heilige grond. En weet julle, Moses is een persoon, 'n skoen is een paar, maar is twee goedjies. So dis 'n paar skoene is een paar, maar is twee skoene. Moses was een persoon, en Moses het moord gepleeg. Hy het die Egiptenaar gevat, hy het die klip gevat, gekap teen die persoon, en het hom doodgekap, en het hom begrawe, en toe vlug hy. Daarom sê die Bybel, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilige grond. En die Here roep van Moses en sê, Moses, ek wil jou terugstuur na jou oppositie se huis toe. Jy het gevlug uit Egipte uit, maar ek het 'n plan met jou lewe gehad in Egipte. Ek wil hê jy moet die volk uit slawerny uit gaan haal. En dis hoekom ek en u nog vandag lewe, en ons is nog nie aan die kant van die dood nie. Die Here het 'n plan met ek en u se lewe, en hy wil jou oprig soos hy Moses opgerig het. En hy gee jou opdrag vandag aan jou, om terug te gaan na jou oppositie se huis toe, om elke Israeliet wat in gevangenis is, uit te gaan haal uit Egipte land uit. En Moses sê, Here, hoe kan ek teruggaan na Egipte toe? Farao gaan my doodmaak. Hy soek my lewe. Die Here sê, Moses, ek stuur jou na Farao se huis toe.
En Moses het 'n verskoning, net soos ek en u verskonings het. Die Here praat met ons. Dan sê Moses, maar ek kan nie praat nie, Here. En die Here sê, okay, as jy nie kan praat nie, dan rig ek 'n Aaron op vir jou. Dis hoekom die Bybel sê, as ons nie doen wat die Here wil hê ons moet doen nie, gaan hy klippe oprig. En die klippe sal getuig teen ons. Ek en u kan nie verskoning hê as die Here met ek en u praat nie. En die Here roep ek en u uit ons omstandighede uit, roep hy ek en u en hy beopdrag ons om die volk te gaan haal in Egipte. En Moses vra, Here, hoe moet ek dan gaan sê vir Farao, wie het my gestuur? Want hy gaan nie glo nie en die Here sê, gaan sê, ek is wat ek is, het jou gestuur. Die Here sê, ek is wat ek is, het jou gestuur. Hoekom sê die Here, ek is wat ek is, het jou gestuur? As jy vandag wil hê die Here moet genesing bring in jou lewe, dan is hy die geneesheer. As jy vandag wil hê die Here moet vrede bring in jou lewe, dan is hy jou vredevors. Die Here is net wie jy wil hê die Here moet wees. En dis hoe Moses die volk uit Egipte gaan haal het. Toe sy die volk uit Egipte uit gaan haal het, sê die Bybel, en vandag soos julle die Egiptenare sien, sê die Bybel, toe Moses die volk uit Egipte uitlei, en Moses 'n staf gehad in sy hand, en die Bybel sê, vandag soos julle die Egiptenare sien, sal julle hulle nooit weer sien in ewigheid nie. Vandag soos jy die Egiptenare gesien het, soos jy jou verlede sien, soos jy jou siekte gesien het, soos jy jou omstandighede gesien het, soos jy jou verlede gesien het, sal jy hulle nooit weer sien nie. En toe Moses die volk uitlei, stuur Farao en sy manskap is al agter Moses aan. En die volk van die Here vra Moses, wat het jy in jou hand? En Moses vat sy staf en hy slaan dit op die water, en die water skeur oop, en hulle gaan droogvoet deur die see. Ek wil vandag spreek oor jou lewe. Wat het jy in jou hand? Dit wat jy in jou hand het, slaan dit op die water, sodat die see kan oopmaak, en die volk gaan droogvoet deur. En toe die volk droogvoet deur gaan, toe kom die Egiptenaars agterna. Hoor nou die woord van die Here sê, en dag soos jy die Egiptenare sien, sal julle nooit weer in ewigheid sien nie. En toe sal hulle deurgaan, toe maak die Here die waters toe. En die Egiptenaars was nooit weer gesien tot in daai dag nie. En daarom wil ek afsluit deur jou te sê, wees jy net stil, die Here stry vir jou. Moenie in 'n geveg gaan, as jy reeds uitgestap het, as 'n wenner. Ek en u is meer as 'n oorwinnaar, deur die Here Jesus Christus, wat ek en u die krag gee. Vader, ek bid vandag dat u elke luisteraar sal oprig, dat u met elkeen van ons sal praat, Here, wanneer u ons opdrag gee, dat ons sal doen wat u wil hê ons moet doen, Here. Laat ons nie sal terugsit nie, maar laat ons sal vashou en aanhou aan die genade van die Here. Ek bid vandag, Here, dat u ons sal seën, dat u ons sal vat van krag tot krag, sterkte tot sterkte. Help ons vandag, Here, dat ons sal stil is, sodat u vir ons stry. Baie dankie, Here, vir dit wat uitgegaan het. Dankie dat u iemand versterk, iemand optel, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus sy en bly op elkeen. En almal wat die koms van die Here op die witte wolke verwag, sê almal eendragtig, Amen. Die Here seën, die Here stry vir ons. Halleluja. Amen.